1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die holtert. Casper het die slegte gewoonte gehad om altyd die grootste en beste van alles vir homself te vat. Sy broers, Callie en Fritz, het hom dikwels daaroor sleg gesê, maar hy het hom min daaraan gesteer. Moeder was nie gelukkig daaroor nie, want Casper het die gesin dikwels op partytjies in die skande gesteek met sy gulsigheid. Wat kon hulle doen? Moeder het met haar suster oor kan die straat oor die ding gepraat. 'n Paar dae later was die seuns vreeslik in hul skik toe hulle tante hulle uitnooi om by haar te kom eet. Hulle het geweet hoe lekker sy kon kook en bak en hulle het gretig uitgesien na die partytjie. Eindelik het die dag aangebreek waarna hulle almal en veral Casper so lank uitgesien het. Daar was allerlei lekkernye op die tafel. Koek, vrugte, jelly, tert, lekkers en nog baie ander eetgoed. Casper het dit alles goed deurgekyk en gedink. Ai, ek wens darm ek kan sommer nou wegval. Onder die vrugte het hy 'n pragtige appel gesien. Dit was seker die grootste wat hy nog gesien het. En in sy hart het hy besluit dat daardie appel syne gaan wees. Hy het ook die ander borde bekyk en besluit watter hy gaan vat as die eetgoed rondgestuur word. Toe al die besoekers nou hul plekke aan tafel geneem het die ete begin. Soos die gewoonte is, het hulle eers met die vleis, aartappels en groente begin. Maar Casper het ongeduldig begin word. Hy wou daardie groot tert hê wat deur aan die ander kant op die bord was. Sal hy dit gou genoeg in die hande kry of gaan Callie dit voor hom vat? Eindelik is die bord met die tert omgestuur. Callie en Fritz het elkeen 'n kleintjie geneem en begin eet. Casper het al klaar sy lippe begin aflek. Daardie vulsel sal seker baie lekker smaak. Ai, as hy maar net daardie grootte in die hande kan kry, het hy gedink. Nou was dit Casper se beurt en daardie groot tert was nog daar. Hy het dit vol verwagting geneem. Maar, ag, watter teleurstelling. Toe hy deur die korsie sny, sak die hele ding in mekaar. Die tert was hol. Arme Casper. Daar was sommer trane in sy oë, maar niemand het skynbaar gesien wat met hom gebeur het nie. Toe eet hy maar die kors en sê niks. Toe word die koek omgestuur. Die keer het Casper gedink, is hy darm op die grootste stuk geregtig, omdat hy so 'n ellendige tert gekry het. Maar ook met sy koek was daar fout. Buitekant het dit net soos die ander gelyk, maar binne was dit bitter. Casper kon net nie verstaan wat dan vandag met tante se eetgoed verkeerd geloop het nie. Tog, dit het gelyk asof die ander smaaklik aan hulle sin eet. Dis onregverdig, het Casper gedink. Maar hy het maar liewer niks gesê nie. Dalk lag die ander hom uit. Toe kom die vrugte. Casper was dankbaar dat sy kant van die tafel eers aan die beurt kom. Hy was seker Callie het ook sy oog op daardie groot appel. Dis net sy Casper se geluk dat hy die eerste kans kry. Toe die bord by Casper kom, steek hy sy hand reg in die middel van die hoop vrugte. Lemoene en pere rol oor die tafeldoek, tot die ontsteltenis van sy moeder. Maar Casper het sy appel. En dadelik neem hy 'n groot hap. Maar, o wee, ook hier is daar fout. Hy vat sy mes en sny die appel middeldeur. Vies kyk hy daarna. Die appel is aan vrot binne.
Oënskynlik het niemand gesien wat Casper oorgekom het nie. En ook niemand het weer vir hom iets aangegee om te vergoed vir sy slegte appel nie. Intussen het die ander heerlik aan hulle vrugte gesit en eet. Eindelik was die sjokolade aan die beurt. Casper was al byna radeloos. Hy het die 2 grootstes op die bord geneem. Nou sal ek darm vir alles vergoed met hierdie 2 knewels, sê hy vir homself. Ga! Casper het in sy binneste gekreun en van teleurstelling gebloos. Dit smaak vieslik. Hy het swaar daaraan gesluk. Toe probeer hy die ander een om die slegte smaak weg te neem, maar die was nog slegter as die eerste. Op pad huis toe het Callie gesels oor die smaaklike ete. Smaaklike wat? Wou Casper weet. Ek het gedag jy geniet nie die ete nie, het Callie geantwoord. Jy het ongemaklik gelyk. Wat het geskort? Geskort? Alles wat ek gevat het was sleg. Ondanks ek elke slag die beste uitgesoek het. Miskien was dit juis jou moeilikheid, het Casper soos 'n ou kenner gepraat. As ek jy is, laat ek in die toekoms die beste vir iemand anders bly. Daardie nag het Casper lank wakker gelê. En dit om 2 redes. Die een was 'n pyn op die maag en die ander die raad wat Boet Callie hom gegee het. Fluit, fluit. My storie is uit.